Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Dit is vir my lekker om jou te groet op hierdie Kersoggend. Ja, ek weet, dit is nie Kersfees nie, ons vier nie fees met kerse nie, maar dit is die herdenking van die geboorte van Jesus Christus, en dit is vir my lekker om jou te groet so met die ganse in die agtergrond. As jy dit hoor, weet wat, dit is die natuur, dit is lekker om in die natuur te wees. My vrou is daar agter die kamera, sy kan nou nie saam met my wees nie, die kinders is nie hier vandag, soos wat hulle ons altyd mee help nie, maar dit is 'n voorreg om met jou te kan gesels op hierdie wonderlike dag, en ek wil met jou goue skrif deel. Ek het 2 skrifte wat ek met jou wil deel, en weet jy wat is vir my interessant, toe ek gister in Johannesburg was, toe sê 'n ou van my daar, dis mos 'n lekker tyd van die jaar, een van die sekuriteitswagte, en ek sê vir hom, maar hoekom is dit 'n lekker tyd van die jaar? Hy sê, want nou is dit, dis fees, en dit is so lekker, en alles is net lekker. Hy kan nie vir my regtige rede gee. Toe sê ek, weet wat is die rede eintlik? Die rede is omdat Jesus Christus gebore is. Een van die grootste tye op die Christen kalender is die geboorte van Jesus Christus. Maar 2 dinge wil ek gou vir jou lees. Jesaja het geprofeteer baie lank voor Johannes, en hy het gesê, Jesaja 9 vers 5, hy sê, want 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee, en hier kom dit, die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Sterke God, Raadsman, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Dis 'n profetiese woord. Dit sal so wees. Maar hoor wat sê hy? Hy sê die heerskappy van die Here sal vermeerder op aarde. Vrede sonder einde. Nie op die aarde nie. Vrede in die harte van die kinders van die Here sal daar wees. Dis 'n belofte. En hy sal koning wees en sit op die troon van sy koninkryk. Jesus het gekom om sy koninkryk te kom vestig op aarde. Maar weet jy 'n ander ding wat vir my so mooi was en eintlik so hartseer is Johannes 1 vers 11. Hy sê Jesus het na sy eiendom gekom. Jesus het na sy eiendom gekom. Die wêreld het hom nie aanvaar nie. Die wêreld het Jesus verstoot, en toe Jesus gebore is, van daardie oomblik af, wou hulle sy koningskap van hom ontneem, asof hulle kan. Die wêreld het hom verwerp, maar Jesus het na sy eiendom gekom. Die mensdom behoort aan God en aan niemand anders nie, en Jesus het na sy eiendom toe gekom. En al wat ons moet doen is net om te reageer op die een wie se eiendom ons is. Ons behoort nie aan onsself nie. So Jesus het gekom as Immanuel, God met ons, Vredevors, Sterke God, Ewige Vader, God met ons het hy gekom, om heerskappy in ons harte te kom uitvoer, uit na sy eiendom toe gekom. Ek wil jou seën vandag, saam met my vrou, wil ons julle seën in hierdie dag. Mag hierdie dag vir jou seën inhou, saam met jou familie, maar ook in gemeenskap met God, met Christus, met die woord, met die Heilige Gees. Mag het vir jou 'n verrykende ervaring wees in die teenwoordigheid van die Here, saam met jou mense. En as jy alleen is, moet jy weet, jy is nie alleen nie. God met ons, Immanuel, so is God met jou ook. Seën, vrede en blessing, soos wat ek altyd sê, totdat ons, lyk dit vir my met die begin van die nuwe jaar, weer met mekaar kan gesels. Ons is lief vir julle, ons waardeer vir julle, en weet, ons liefde kan nie die liefde van die Here vir jou oortref nie, want so lief het God die wêreld gehad, om iets te doen vir die mens, wat die mens nie bereid is om te doen vir 'n ander mens nie. Hy het sy seun gestuur. Waarheen? Na sy eiendom toe. Jy is die eiendom van God. Wat 'n kosbare gedagte. Blessings, tot volgende keer.